Goeienaand broers en susters. Ek gaan vanaand met julle 'n stukkie deel, maar voor ek begin, kom ons buig net ons hoofde saam. Liewe Heer, baie dankie dat U aan die kruis vir ons gesterf het, dat U ons so lief gehad het terwyl ons nog sondaars was. Ons sê vir U baie dankie vir al U opoffering en U liefde en alles wat U vir ons doen. Liewe Heer, plaas asseblief die regte woorde in my mond en help dat die boodskap oorgedra kan word. Ek vra dit in die soete naam van Jesus. Amen. My stukkie wat ek vanaand met julle wil deel, het my oudste seun actually geskryf en hy het dit by hulle kerk op Helderberg gedoen en ek het hom gevra of ek mag plagiaat pleeg en hy het dit toe vir my vertaal. En hierdie was vir my baie grypende woorde gewees en dit het 'n groot indruk op my gemaak. En daarom deel ek dit dan nou met julle. Die stukkie se naam is Die 9de uur. Ek gaan lees, so verskoon maar. Ek het al baie gesigte in my lewe gesien, maar nog nooit een soos syne nie. Daar was iets in sy oë, 'n stilheid, 'n sekerheid, soos iemand wat in pas loop met 'n teenwoordigheid wat die res van ons nie kon sien nie. Ek onthou die eerste keer toe ek hom gesien het. Dit was nie sy wonders of sy leringe wat my eers getref het nie. Dit was sy vrede. 'n vrede wat nie van hierdie wêreld was nie. Hy het geglimlag, nie met sy lippe nie, maar met iets diep uit hom, uit sy gees, asof die hemel vir hom iets pragtig gefluister het wat net hy kon hoor. Maar vandag is die lig swaar en hy hang daar, naak, geskeur en ure lank stil, totdat hy skielik nie meer stil was nie. Eli, Eli, lama sabachthani. Daardie kreet het die stilte gebreek, deur die wolke geruk en elke siel getref wat dit gewaag het om te luister. Ek het nog nooit vrees in sy stem gehoor nie. Nie toe hulle hom beskuldig het nie, nie toe hulle hom geslaan het nie, maar nou was daar iets rou, 'n hartseer wat in elke woord gebewe het. Nie pyn van spykers of dorings nie, iets dieper, eensaamheid, verlatenheid. Sy oë, wat eens so rustig soos 'n kalm see was nou wyd oop en onstuimig, soekend na die gesig van die een wat hy nog altyd geken het. Maar dit was nie daar nie, of dit het nie so gevoel nie. En ek het naar geword, nie omdat hy swak was nie, maar omdat hy nog nooit so menslik gelyk het nie, so alleen. Hierdie man, wat deur skares gestap het, asof engele hom omring, hierdie leermeester, wat die dooies op hulle name geroep het, en hulle lewendig gemaak het, hy roep nou na 'n God, wat stil bly. Sy gesig, nog steeds vol doelgerigtheid, maar oopgebreek deur smart, sal my altyd bybly. Dit was die eerste keer, die enigste keer, dat ek hom gesien het as iemand wat nêrens meer behoort nie. Asof die hemel sy deure toegemaak het en die aarde niks meer oorgehad het om te gee nie. Ek wou skree, los hom! Ek wou daardie kruis uitklim en hom herinner dat hy nie alleen is nie. Maar wie was ek, as selfs die Vader stil gebly het? En tog
Iewers onder die verskrikking, onder die pyn, was daar 'n klein vlammetjie van hoop. 'n Heilige seer in my bors wat gefluister het. Dit is nie die einde nie. Hy was nie net gebreek nie. Hy het iets vir ons gebreek. Die sluier tussen ons en God geskeur. Al het dit hom alles gekos. Al het dit beteken, hy moes vir die eerste keer voel hoe dit is om sonder hom te wees. Ek hoop hierdie praat ook met julle hart, soos wat dit met myne gepraat het. Ek gaan vra dat ons afsluit met gebed. Liewe Heer, ons probeer vasvat in woorde wat U daardie dag gedoen het op die kruis. Maar ons skiet ver tekort, maar ons wil vir U baie, baie dankie sê. Vir alles wat U vir ons doen, vir U liefde. Liewe Heer, baie, baie dankie dat ons weet dat U nie verander nie en altyd dieselfde is. Dankie dat U bereid was om alles te gee, sodat ek, sondaar, eendag die kans het om saam met U in die hemel te wees. Liewe Heer, vergewe asseblief ons hardkoppigheid en ons sonde en help dat ons nie hierdie geskenk wat U vir ons gegee het sal weggooi nie. Ons bid dit nie omdat ons dit verdien nie, maar in die soete naam van Jesus. Amen.